Welkom by my tweede aanbieding oor generasie welvaart en vandag praat ons bietjie oor hoekom dit belangrik is om aan welvaart te dink as meer as net die geld wat ek nalaat. So die aspekte wat ons gaan na kyk in vandag se aanbieding is net bietjie die gewoonlik wat die basis vorm van generasie welvaart, hoe om bietjie anders te dink oor welvaart en dit sluit aan by die 5 tipes kapitaal. En dan, wat is die gevare as ons nie aan al 5 hierdie tipes kapitaal dink nie? En dan wil ek afsluit met The Wheel of Life. So, meeste van die tyd begin generasie welvaart wanneer op 'n klein basis. Man en vrou dink dalk om 'n besigheid te begin, dalk miskien selfs deeltyds. Soms bring die kinders in en hulle moet agter die toonbank werk of aflewerings doen, en so begin die besigheid en hulle sit baie tyd en moeite in om hierdie besigheid van die grond af te kry. En dan uiteindelik word dit groter, miskien kan hulle nou die eiendom self koop, of hulle kan ook selfs in aandele ensovoorts begin belê met van die winste. En uiteindelik sien ons ook dat hierdie besighede baie meer formeel raak, daar word maatskappye gevorm, trusts ensovoorts. So, hierdie welvaartskepping is baie keer 'n proses wat gevolg word. Vanaf 'n klein begin tot waar ons dan groot intergenerasie ondernemings kan hê. So dit is belangrik dat ons aan meer dink as net om die welvaart te genereer. Dit is baie keer word daar gesê, dis die maklike gedeelte om bymekaar te maak. Om hierdie welvaart te bewaar is baie keer moeiliker. En dan word ons gekonfronteer met vrae soos, maar wat is welvaart regtig? Wat is dit wat regtig belangrik is, wat ek vir die volgende generasie wil oorgee? En dan kom ons by hierdie 5 tipes kapitaal uit. So, ek kan finansiële kapitaal oorgee vir die volgende generasie, maar ons het al in die vorige aanbieding gesien dat baie keer misluk hierdie generasie welvaart oordrag as gevolg van 'n klomp goed. En julle gaan nou sien, dit kan wees omdat ons die menslike kapitaal, die intellektuele kapitaal, die sosiale kapitaal en die geestelike kapitaal dalk miskien agterweeg gelaat het. So as ons net praat oor die menslike kapitaal, dit is wat die karakter vorm, dis wat ons familie se waardes vorm, maar dit is ook jou gawes en talente. En wanneer ons met hierdie gawes en talente kom, dan het ons 'n doel in hierdie familie en kan elkeen in die familie ook 'n verantwoordelikheid neem om sekere aspekte te hanteer. En dit is ook belangrik dat ons vir ons kinders leer om resilience te hê, om veerkragtigheid te hê, want ons weet dat die besigheidswêreld, selfs beleggings ensovoorts het baie ups en afs, en 'n mens moet daardie goed kan weerstaan. Hoe groei ek hierdie menslike kapitaal? Met opvoeding. Ek onthou 'n baie bekende persoon wat eendag gesê het, hy het vir sy kinders gesê, hulle kan gaan studeer wat hulle wil, maar hulle moet universiteit toe gaan, want is deur van 'n opvoedingsproses. Mentorskap, om werklik 'n mentor vir jou kind te wees op verskillende gebiede, en om so ook die identiteit van die familie te bou. Dan intellektuele kapitaal, dis al die kennis, ervaring, besluitnemingsmetodes wat hierdie familie al opgebou het. Toe jy begin het met daardie klein besigheid of met geld belê het baie keer ons foute gemaak, maar ons het daaruit geleer en daaruit voortgebou. En dit is so jammer as hierdie kennis en vaardighede verlore gaan vir die volgende generasie. So, wat kan ons doen? Ons kan begin deur hulle te betrek in die besluitneming. Al neem hulle net eers waar, hoe neem ons besluite oor beleggings? Hoe neem ons besluite oor die besigheid? En so kan hierdie kennis en wysheid wat jy opgebou het, oorgedra word. Een van die grootste probleme is dat mense te lank wag voordat hulle begin om die kinders in te trek, en dan is daar nie genoeg tyd om hierdie kennis oor te dra nie. So, die belangrikste manier om intellektuele kapitaal te groei, is deur die kinders van jongs af reeds te betrek in die prosesse. Dan, een van die grootste oorsake van die mislukking van generasie welvaart is sosiale kapitaal.
Want dit gaan oor die verhoudings met familie, met die gemeenskap, met instellings binne die gemeenskap. Meer kere as nie het families en die welvaart wat hulle geskep het al gesneuwel, omdat daar nie verhoudings is tussen die familielede nie. So hoe bou ons hierdie? In die eerste plek, deur vertroue te skep in die familie, dat ons nie agter mekaar se rug praat nie, dat ons daar is om mekaar op te bou, dat ons daar is om mekaar by te staan, behoorlike kommunikasie, dat almal weet wat aangaan. Die oomblik as mense wonder, dan begin daar kinderstories, en dan ook deur familietradisies te skep. Byvoorbeeld, ons gesin hou daarvan om 1 keer per jaar as gesin in totaliteit met vakansie te gaan, om net tyd saam te spandeer. Dis vir ons belangrik om minstens ontbyt saam om die tafel te eet. Dan het ons ook tradisies soos gesinskos, wat ons almal, dis maar vingerete tipe goed, maar elkeen maak 'n gereg en ons eet dit saam as gesin, of as iemand 'n gradeplegtigheid het, dan gaan eet ons saam as familie uit om dit te vier. En so kan jy jou eie gesinstradisies skep. Baie belangrik ook geestelike kapitaal, want dit is wat weer eens ons 'n doel in die lewe gee. Dit sluit aan by ons geloof en dit beïnvloed baie keer ook ons waardes. En dit is baie keer ook dit wat ons langtermynvisie vorm, en ook hoekom dit vir ons belangrik is om vir meer te leef as net onsself. En dan natuurlik die finansiële kapitaal. Dit is die groei van die kapitaal, die groei van die beleggings, en ons kan dit uitbou deur te spaar, deur slim te belê en deur ons kinders finansiële beginsels te leer sodat hulle daarmee kan voortgaan. Maar ek dink vir my die belangrikste hier is, dit moet bestuur word. Dit is nie iets wat net gaan gebeur nie. Ek moet 'n aktiewe plan hê om die volgende generasie op te voed en hierdie beginsels te leer. Sterk families doen goed in al 5 hierdie areas. Want aan die einde van die dag gaan dit nie net help as ek die finansiële sukses oorgee, maar al hierdie ander goed krummel nie. Daar's 'n groot risiko as ek net op die geld gaan fokus. Ek het al daarna verwys, dan kry ons hierdie entitlement trap, waar die kinders voel, maar hulle is geregtig op die geld, hulle is geregtig om dit te spandeer soos hulle wil, en dan is hulle nie regtig stewards nie, maar die geld word in hulle generasie opgebruik. Of ons kan ook sien hoe dat families ten gronde gaan, wanneer daar baie geld is, maar daar's nooit 'n sosiale omgewing geskep vir hierdie familie om saam te wees nie, en hulle begin beklei, en aan die einde van die dag gaan dit net oor die geld. En dan weet julle almal, dat wanneer 'n welvarende familie in die nuus verskyn, omdat daar 'n bekleierery ensovoorts is, dan gee dit ook 'n slegte reputasie vir die familie. Ons het gesien in die eerste aanbieding dat 70% van hierdie welvaart is verlore na die tweede generasie en 90% na die derde generasie. En die meeste daarvan gaan daaroor dat die familie afbreek, daar die sosiale kapitaal nie bestaan nie en dat daar nie behoorlike beplanning is nie. En dit sluit al klaar weer aan by die intellektuele kapitaal en die menslike kapitaal. As jy wil, kan jy na 2 sulke gevalle studies gaan kyk, van waar dit nie uitgewerk het nie, waar mense baie geld gehad het. Die Pritzker familie, 15 biljoen welvaart, hulle het onder andere die Hyatt hotelle besit, en na die dood van die oprigter was daar hofsaake, familie het geskeur. Krok familie in Suid-Afrika, hulle was in die skoonheidsbedryf, hulle was onder andere betrokke by die bou van Gold Reef City en die Apartheidsmuseum. Weereens, hofsaake, familieskeuring ensovoorts. Hartseer goed wat dalk met 'n bietjie beplanning voorkom kon gewees het. So waarna kyk ons net weer 'n herinnering, waarna gaan ons kyk in hierdie reeks en dit wat nog kom. Ons het nou vandag so 'n bietjie na die konsep van welvaart gekyk. Ons gaan nog kyk na die familiedinamika, want dit is uiters belangrik dat ons dit beplan en bestuur. Hoe ons dan prakties hierdie oordrag van die welvaart gaan doen. Familiebestuur, waar ons gaan kyk na familiegrondwet, 'n familieraad wat sekere besluite moet neem,
en dan laastens ook hoekom dit belangrik is om nie net vir onsself te leef nie. So, ek wil jou los met 'n paar laaste gedagtes. Watter tipe welvaart wil jy bou en wil jy oorgee vir jou nageslag? En hooplik is jou doelwit na hierdie aanbieding dat ons 'n wyse en gesonde familie wil aangee en nie net 'n ryk erfenis vir die familie nie. Want om karakter te bou, om 'n doel te hê, om invloed te hê, is aan die einde van die dag dalk meer van belang as die geld. So ek wil jou uitdaag om as familie dalk miskien die Wheel of Life te gaan voltooi. So kies die 8 belangrikste elemente of areas in julle lewe en skoor elkeen op 'n skaal van 1 tot 10 op hierdie skema. So ek het nou vir 'n voorbeeld sommer net aangesit. Geld is dalk 'n belangrike area in ons familie. Ons doen dalk nie sleg nie, so ons gee onsself 'n 8 uit 10. Gesondheid, dalk oefen ons nie so goed nie, dalk eet ons nie gesond nie, so ons het nou maar vir ons daar 'n 6 uit 10 gegee. Persoonlike groei is vir ons ook belangrik. Die kinders gaan universiteit toe, hulle doen goed op skool, so dalk is dit 'n 9 uit 10. En dan, as jy dit nou voltooi het, dan kyk jy bietjie, maar waar lê ons swakpunte in ons familie? En ek wil amper sê nog meer belangrik, hierdie 8 areas wat ons gekies het, dek dit darm die 5 kapitaalareas. En om jou daarmee te help het ek net gesê, goed, areas wat dalk vir ons belangrik kan wees, onder finansiële kapitaal kan geld in jou loopbaan wees, onder menslike kapitaal, gesondheid, emosionele welvaart, tydbestuur, om pret te hê, leierskap, onder sosiale kapitaal kan dalk wees familie en vriende, verhoudings, die gemeenskap om diens te lewer, intellektuele kapitaal kan wees persoonlike groei, opvoeding, kreatiwiteit, tegnologie, onder spirituele kapitaal kan wees geloof, om 'n nalatenskap te hê, die belangrikheid van die natuur en dalk ons werks- en huisomgewing. Net so 'n paar gedagtes om jou te help om hierdie 5 areas te identifiseer in jou familie en dan te kyk hoe dit inpas en of jy wel die 5 kapitale aanspreek.